Ons getroue God en Hemelse Vader, Here, ons wil vir baie dankie sê dat ons gemeente by mekaar kan kom oor U is. Here, ons is net hier om U alleen al die eer te gee. Here, ons lig die kap by die kerk op en sê, trek die mense na die kerk. Die kerk waar ons net U woord wil gee, Here, en waar ons altyd net U wil verhoor. Ek bid, Here, dat jy elkeen van ons harte sal werk, Here, dat daar net liefde en seën in die kerk sal wees. Here, dat ons die kerk sal opbou en U naam en alles in U eer. Here, U weet wat vandag in die wêreld gebeur. Here, U weet presies wat gaan gebeur, waar dit gaan gebeur. Ons weet is alles in die hande en U woord sê ook dat ons as Christene en U kinders ons nie te vrees kan eers met ons. Here, ons weet ook dat die tyd in hierdie aard is net tyd. Ons is maar net hierso as 'n deurgangsportaal. Here, ek bid dat die Heilige Gees in elkeen van ons sal werk, Here, dat ons getrou sal wees aan die woord. Here, dat ons ook eendag by die voete sal sit en die almag en die rykdom sal sien. Ek bid vir seën met elkeen wat vandag hier so is, Here, dat Here sal seën die wat siek is en die wat weg is, dat die toegemaak het, Here. Ons bid dat die saam met hulle sal wees, dat die hand van beskerming oor hulle sal vou en dat hulle sal veilig terugkom aan die kerk. Ons bid vir John, Here, U ken sy siektes, U weet wat fout is met hom. Here, ons bid dat ons raak om aan ons sê, genees hom, Here. Ons weet daar by U aan raak, daar sal U gesond maak en ons sê vir die baie dankie. Seën die kind, seën die woord, seën die voorsag in Jesus naam. Amen. Thank
Gaan die vraag vanmorgen voor het geworden of misschien nie daar waar jy is. Die Here ken jou hart, hy ken jou gedagte, hy ken jou behoefte. Jy nou my is, hy jou hart. En ons dit sal Vader. U sien elke hand wat vanmorgen opgaan, elke versoek, Here, vir uitkomst, vir verlossing, vir aanraking, vir herstel, vir genesing, vir voorsiening. En u sien elke een en elkeen sy hart is by u bekend en elkeen sy gedagtes by u bekend. En daarom wil ek vanmorgen kom, Here, en ek wil saam met hulle vanmorgen die troon van genade, barmhartigheid nader. En vra, Here, in die liefde en in die genade, dat die hand van voorsiening en versorging en herstel oor my sal strek. En dat ons sal ontvang in die hand van die Here. Dit wat hulle behoefte is, daar die rykdom van die genade. Ek vra dat vanmorgen, Here, genesing wat genesing nodig, herstel waar herstel nodig is. Here, wat ons ook al van u vanmorgen vra, versoek, dat u sal gee. Here, ons as mens leef in brose liggame. En daarom wil ek vanmorgen besonder en ook bid vir hulle wat gewik gaan onder siekte en krankheid, Here, dat u hulle besonder sal aanraak. Met krag en sterkte en gesondheid sal sien. Vra dit in Jesus naam en ek dank u naam. Amen. Baie dankie vir die sitplek neem, broeder en suster. Ek wil vir een vers lees môre in die boek Romeine. Die kinders kan ek hou nie oor sondagskool doen, want skool klink soos juffrous wat raas en dit klink soos eksamenskrif, maar hulle kan daar na hulle kant toe gaan en hulle gaan dit geniet al vanmorgen. Maar ek wil vir julle lees in Romeine 1, die 7de vers. Romeine 1, vers 7. As jy aan almal die geliefdes van God. Daar is ook wat baie ouens doen en ek kritiseer hulle nie vir dit wat hulle doen nie. Maar ek persoonlik is nou nie iets wat ek daarvan hou om te doen nie. Mense wat sê bietjie agter my aan dit. Moenie jy met saam my agter my aan iets sê nie. Maar wil jy met vanmorgen net waar jy is, jou hand op jou bors sit en sê, ek is ook 'n geliefde van God. Ek is ook 'n geliefde van God. En dan skryf Paulus hierdie ook vir u, want so lief het God elkeen van ons gehad, dat hy sy seun gegee het om ons te sterf. En nou sê hy aan al die geliefdes van God, geroepe heilig is, en dan praat hy nou met die ouens wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God ons Vader uit die Here Jesus Christus. Genade en vrede vir julle. Toe ek hierdie weet by tema vir hierdie boodskap gee vir Numerensa dat sy so kom ons ook maar advertensie maak. Toe ryk ek hierdie twee woorde om, ek sê nie genade en vrede nie, ek sê vrede en genade. Ek weet nie wie van julle dit agtergekom en ek weet nie vir wie dit nie so lekker op die oor geval nie. Want ons wat nou die Nuwe Testament gereeld lees, weet dat Paulus groet omtrent al die gemeentes, dan sê genade en vrede vir julle. Of hy sal baie keer die woordjie barmhartigheid byvoeg, genade, barmhartigheid en vrede, sal hy vir julle sê. Maar hy begin altyd met genade en hy eindig met vrede. En daar's 'n rede daarvoor. Ek sê baie keer ons moet verstaan dat God is 'n God van orde. Daar's sekere goed wat belangrik is. Elkeen wat glo dat Jesus Christus die seun van God is. Dis die eerste punt in die orde. Dan kom die tweede punt, sal gered word. Jy gaan nie gered word en daarna kan jy glo nie. Dit werk nie so om nie. Maar ook met genade en vrede is daar ook 'n orde. Eers genade en dan kom die vrede. En dan lees ons in Lukas 15 daarvan op die 11de tot die 32ste vers, lees ons van 'n jong man wat in sy pa se huis sit, en hierdie jong man kom en hy sê, "Pa, gee my my erfporsie." Ek moet vir julle sê, so byklik was ek vir hom sê, "Hey, gaan werk vir jou geld. Jy kan wag tot ek die dag 10 meer daar is, en dan kan jy iets kry as ek besluit jy gaan iets kry. Jy gaan nou vir my vra vir jou erfporsie, wie sê dit kom jou toe? Die Bybel sê ook al Spreuke, dit is 'n wyse man wat sy kinders se kinders laat erf. Maar nou nie dat die kinders vir my kwaad raak, maar die klein kinders kry nie, maar dis wat die skrif sê. Ek sê maar die
jy sê, man, ons is met jou. Maar hierdie pa kom, en die goedheid van sy hart kom hy, en hy gee vir hierdie kind sy erfporsie. En dan gaan hierdie man, en daar gaan hy weet waarheen oral. En dan lees ons dat hierdie man het in sonde, het hy spandabare gelewe. En jy weet, as jy nou baie geld het, en jy gee lekker uit, dan het ons baie vriende ook. So die vriende het geld om maar geld op te eet, en toe op 'n dag het hy niks, en ook nie meer vriende nie. En hy sit daar met die varke, en hy eet varkkos, hy eet pele. En daar tref berou hom. Daar kom hy tot besef, maar ek het dan dom gewees. Ek het besluite gemaak en 'n lewe gelei wat ek nie moes gedoen het nie. En hy besluit ek sal na my pa se huis toe teruggaan. Ek sal teruggaan na my pa waar ek 'n plek gehad het, wat deel van 'n familie was, wat identiteit gehad het, waar my versorging was, waar my liefde was, waar ek 'n rol gehad het. En hy staan op en hy gaan na sy pa se huis toe. En terwyl hy daarheen onderweg is, hy is op die heeltemal by die huis nie. En hy wil nou voorkom, wat gaan hy vir sy pa sê? Ek wil maar 'n diensknegt wees. Ek wil maar soos jy vir die slawe wees. So ek het 'n plekkie hê, maar ek nie saam met die varke hoef te eet, ek eet eerder saam met die slawe. Wat as sy pa hom sien op 'n distansie, hier kom hierdie man aan. Toe doen hierdie pa iets wat eintlik ongehoord was. Ons moet besef dat hierdie jong man het homself bevind in 'n situasie waar hy eintlik as verwerplik beskou kon word. Waar kom sê maar wie wat, hy verdien nie 'n plek tussen ons nie, hy verdien maar die plek waar wat hy vir homself opgeneem het daar tussen die varke. Ons staan nie in ellende daar tussen die varke wat hy berou kry. En dit is altyd mooi, ek glo berou kom voor vergifnis. Vergifnis is daar, die Here wag net vir ons om berou te doen. Maar in elk geval, hy het berou dat hy die Vader se huis verlaat het. Hy het berou dat hy sy erfporsie uitgemors het. Hy het berou vir die sondige lewe wat hy gelei het. Hy het berou vir die vernederende posisie waarin hy homself bevind. Hy sê sekerlik op berou gehad, dat hy nou soos na sy Vader se huis moet gaan, en daar moet hy nou maar saam met die diensknegte, moet hy nou maar gaan sit. In hulle kwartiere slaap. Hierdie man was sekerlik nie seker hoe hy ontvang gaan word nie, want hy is nie mooi weg uit sy Vader se huis nie. En hy kom sonder verwagting van veel. Hy kom sonder verwagting dat hy weer seun gaan wees. Maar met die hoop dat hy toegelaat geword om 'n diensknegt te wees. Maar sy pa sien hom aan. En toe sy pa hom sien aankom, toe doen hy iets wat ongehoord was in die kultuur van daardie tyd. Dit sou nie gebeur nie, dit moes nie gebeur nie, dit mag nie eintlik gebeur het nie. Hierdie man wat die volste reg gehad het om sy rug op sy seun te draai, volgens die kultuur en die gebruike van daardie tyd en om uit te werk en te verwerk, hardloop na sy seun toe. Nou moet jy onthou, hier is 'n waardige man met posisie, 'n man met aansien, en hulle sulke rokke goed gedra daardie tyd. Om te hardloop, moet hy ten spyte van sy ouderdom en die matriek wat hy al gehad het, moet hy hierdie rok optel om te kan hardloop. En die kledingstuk wat hy aangehad het, moet hy kan lig om te hardloop. Dit was teen die gebruik, absoluut teen die gebruik van daardie tyd van hulle kultuur. 'n Waardige man het nie gehardloop nie. 'n Waardige man het stadig en stadig gestap. Ek weet nie of jy gesien het hoe kom nie. Dis net hierdie man hardloop sy seun tegemoet. Die Joodse kultuur het nie toegelaat dat 'n gerespekteerde ouer man hardloop nie. Om te hardloop, moes hy sy kleed lig. Hy moes dit daar verrig wat eintlik as vernedering en onwaardig beskou was. Belangrike mense daardie tyd het stadig en waardig gedoen. Weer hierdie vader as te ware verneder homself. Hy vergeet van waardigheid, hy vergeet van kultuur, hy vergeet al daardie goed. Want hier kom 'n seun wat uit sy huis uit weg is, ongeag hoe hy weg is, hier kom 'n seun terug en hy is bereid om hierdie seun terug te ontvang, om te omhels, want hy het hierdie seun lief, hy gee om vir hierdie seun. Ek
Ek kan nie anders as om te dink, hoe spreek hierdie man se optrede, wat 'n bewys van liefde is hierdie man se optrede vir hierdie kind wat hy gehad het nie. Nie dat hy tevrede was sekerlik met die kind se gedrag en al daardie goed nie, maar hy verwerp hom nie, hy verwyk hom nie, hy herstel. En hy gee 'n opdrag, 'n 3-lenige opdrag. Hy sê bring vir hom 'n kleed. En dan sê hy nie net sommer 'n kleed nie. Hy sê bring vir hom die beste. Bring vir hom die beste kleed. Ek dink baie keer aan die kleed en ek weet nie hoe gaan ons gekleed wees, maar ek dink baie keer aan klere daar in die hemel en al daai goed. Dan dink ek aan die teksvers wat praat van 'n gewaad van lof. Hy sê bring vir hom 'n kleed die beste. 'n Kleed en op daardie stadium, die klere en hierdie dierklere en so aan, het gedui op status en eer. Hy sê kom ons kleed hom met status, kom ons kleed hom met eer. Weet jy wat in die Here my broer en my suster dink vir een van my? Hy vat ons. Terwyl ons verwerping is vanweë ons sondige lewe en ons sondige natuur, en Paulus sê daar in Romeine 3, dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. Ons het almal gesondig. Maar wie wat maak het deur Christus se kruisdood en die versoening wat hy sê kom, ek aanvaar julle. Ek gee julle status, want almal wat Jesus aangeneem het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. Ek gee jou status as my kind, nie iets anders nie. Ek gee jou met eer. Jy weet ek nou baie mense hoor, dan sê hulle, my pa is die of daai. So as 'n deel van die pa se prestasies vir hulle moet eer gee. My pa is die koning van die heelal. Jou pa is die koning van die heelal. Wie wat 'n groot eer is dit vir jou vir my om te kan sê, ek het God as Vader, terwyl ek dit nie verdien nie, terwyl dit my nie toekom nie, maar omdat hy my lief het, omdat hy jou lief het. Sy gee hom die beste. Hy bewys aan hom genade om hom te kleed met status en met eer. En dan kom hy by die tweede ding, hy gee vir hom 'n seelring aan sy vinger. Sy bring vir hom 'n ring. En nou daardie ring sê, hy behoort aan 'n spesifieke familie. Dit sê, hy is nie 'n diensknegt nie, maar hy's 'n seun, hy's 'n kind, hy het 'n staanplek. My broer en my suster, ons het miskien 'n ring wat ons dra nie, maar elkeen van ons het 'n staanplek. Elkeen van ons is verhewe deur die genade in Christus. En as ek sê verhewe, bedoel ek dit nie onwaardig nie. In die antieke tyd het slawe kaalvoet geloop. Hulle het nie met skoene geloop nie, maar seuns het skoene gedra. Hy sê bring vir ons skoene. Gee vir hom 'n kleed wat sy status en sy eer herstel. Gee vir hom 'n ring wat sy identiteit bevestig. Hy's een in my huis. En gee vir hom skoene dat hy nie soos 'n slaaf lyk nie, maar soos 'n seun. Wat maak hierdie Vader? Hy herstel. Ongeag wat hy in die verlede gedoen het, ongeag wat sy skade in hierdie pa gedoen het, ongeag hoe hy sy erfporsie verkwis het en al daardie dinge. Hierdie seun het berou gehad en sy Vader bewys genade en hy gee herstel. Hierdie dinge wat hierdie Vader doen, wys op 3 dinge wat gebeur het. Ten eerste, hy het die seun se skuld vergewe. En hy het sy verhouding met die kind het hy as vader uitgereik om dit te herstel. En dit het vreugde in die huis gebring. Hy sê slag daar 'n kalf, slag daar 'n skaap, dat ons fees vier. Kan daar die gedeelte gaan lees in Lukas 5. Daar's vreugde, daar's blydskap. Dis herstel. Kan jy jou indink as 'n vader en as 'n moeder, om te dink wie wat hier's 'n kind van my wat nie weet waar is en in wat sy ellende ook al is. Wat op 'n lelike manier hier weg is. Hoe gaan dit met daardie kind? Dis normaal vir 'n vader en 'n moeder om bekommerd te wees, besorgd te wees. Maar wat gebeur? Hierdie vader vra nie vrae nie. Hy stel nie eise en voorwaardes nie, hy sê kom. Hy omhels hom, hy bewys liefde aan hom. En hierdie verhaal illustreer, hierdie gebeurtenis illustreer
vir my mooi in die woord wat Paulus gebruik is 'n goed. Genade en vrede vir julle. Dit wys dat Paulus 'n boodskap uitdra van hoe God werk met ons as mens. En daarom sê die skrifgedeelte van ons Romeine 1 vers 7, genade vir julle. En as hy gesê genade vir julle, dan sê hy en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan dan praat oor wat is genade. Maar een ding wat seker is, God se genade bring vir ons vrede. Genade dui op die onverdiende guns van God. Dit dui op die liefde van God. En God gee dit. Hy gee genade vir ons, hy bewys liefde aan ons. Terwyl ons eintlik dit nie verdien nie. Terwyl ons eintlik vanweë ons sondige natuur en nie weet wat ons dalk eintlik verwerklik is. Hy gee ons nie wat ons verdien nie. Hy gee ons guns. Hy gee ons ewige lewe. Hy gee ons vergifnis. Terwyl ons weet dat die loon van die sonde is eintlik nie. Paulus plaas genade altyd eerste wat in 'n Christen, in u en my as kinders van God se lewe, in ons verhouding met die Here ons God, begin alles by God se genade. As dit nie God se genade was nie, dat Christus nie gekom in die vernederende gestalte van 'n mens nie. As ek sê vernederend, dan sê ek nie een van ons is in 'n vernederende toestand omdat ons mens is nie. Wat ek wel sê is, hier sit hy met heerlikheid geklee in die hemel aan die regterhand van die Vader en hy kom in hierdie gestalte van 'n mens wat onderworpe is aan ouderdom en al daai goeders. En hy agter geen roe vir ons gelykvormig te word. En hy neem 'n gestalte in om op 'n vernederende wyse ons regverdiglik verhoor te word, gekruisig te word, gespieg te word, geslaan te word, deur mense vir wie hy sy lewe kom aflê. Dis hoe God sy genade aan ons bewys. Na genade kom vrede, innerlike vrede, ek gaan vir ewig lewe. Vrede wat dui op die rus van die siel. En wanneer ons God se genade ontvang en glo, dan volg vrede vir ons. Baie mense het nie vrede in hulle hart en gemoed nie, want hulle het nog nie by daai punt gekom waar hulle waarlik besef wat se genade God aan ons bewys het. Wat se genade hy aan ons betoon het. Na genade kom vrede. Hierdie verlore seun het genade ontvang, dit wat hy nie verdien het nie. Hy het herstel gekry. Sy verhouding met die Vader was herstel. En hy het vergifnis en liefde ervaar wat vir hom vrede gebring het. Kan jy dink hoe hy daardie aand gaan slaap met 'n nuwe kleed, met 'n seelring en met skoene? Met die wete dat hy is vergewe, met die wete hy is welkom in die Vader se huis. Hy het vrede gehad. Vanaand gaan hy nie meer slaap in die reuk van stinkvarke in sy neus nie. Vanaand gaan hy nie meer slaap daar tussen die varke nie. Hy slaap in sy Vader se huis. Die beginsel is eenvoudig, my broer en my suster, sonder sy God se genade sal ons nooit die volheid van vrede in ons lewe kan hê nie. God se genade gee vir ons 'n verlossing. God se genade gee vir ons 'n seun wat mens geword het, wat vir ons sterwe en ons deur die kruisdood herstel in ons posisie en ons verhouding met die Here ons God, ons Vader. Vergifnis van die Vader. God vergewe ons. Dis genade. Ons kan dit nie koop nie, ons kan dit nie verdien nie. Maak nie saak hoeveel wette ons onderhou nie. Maak nie saak wat se gebruike en rituele ons het nie. As God nie genade gee, is daar nie genade nie. Maar God sy dank dat hy kom en hy sê vir Paulus, en dit geld vir u en vir my, sy genade is ons genoeg. En op sy genade volg vrede. My sonde is vergewe. Ek is herstel in my verhouding met die Vader. My identiteit is herstel. Ek is deur Christus Jesus 'n kind van die Almagtige Vader. Efesiërs 2 vers 8 sê vir ons, want uit genade is julle gered. Redding kom deur die werk van Christus Jesus. En Jesus sê my vrede gee ek julle. Daardie vrede wat volg op die genade van God. In Numeri 6 vers 24-26 lees ons van die priesterlike goed. Lees ons van die priesterlike seën. Kom ek lees dit vir jou.
Hy sê vers 24, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die Grieke, die Romeine het die manier gehad om te groet en sê genade vir jou. Maar die Jode, die Hebreërs het die gewoonte gehad om te sê vrede vir jou. En dan kom Paulus en sê, dis nie die een of die ander nie. Ons het deur die genade van God kan ons vrede hê. En Jesus sê vir ons, my vrede gee ek vir julle. Hy bevestig wat in Numeri staan. Die Here sal jou beskerm, die Here sal jou moed bewaar. En weet wat, daar's genade daarin, dat ek kom by 'n punt waar ons sê, ongeag wat, maak nie saak wat my omstandighede is nie, maar ongeag my omstandighede, of hulle finansies is, hulle wat dit ook al mag wees, ek kan nie 'n lysie maak vanmôre nie, maar ongeag enigiets, in jou lewe en my lewe, weet ek daar's een ding wat my deel is, en dis die genade van God. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat God 'n genadige God is, 'n God van liefde, 'n God van barmhartigheid, 'n God van goedertierenheid wat geen einde ken nie. En hy sê ek gee my genade vir jou. En dit moet vir jou vrede te gee, te sê nie wat ek staan nie alleen nie. God is met my. God is met my. Ongeag ons omstandighede, ongeag ons finansies, ongeag. Het ons die sekerheid, het ons die wete, dat God is 'n genadige God, wat 'n beheer is van ons lewens en ons omstandighede. En hy gee vir ons die versekering, sy genade is ons genoeg. Daar's 'n lied wat ons altyd gesing het, wat vir my altyd treffend was my altyd besonder gewees. Hy sê, die vrede wat ek gee, die vrede wat Christus gee, ervaar ek nou in my gemoed. Kyk, baie maal as ek na die lied luister, en ons luister na die woorde van die lied, en sê ek, Here, daar's soveel dinge wat maklik my vrede steel, maar dit kan nie my genade steel nie, en dit steel my vrede omdat ek vergeet dat ek is 'n begenadigde van God. Ek staan in sy beskerming, ek staan in sy wakende oog, ek staan in sy helpende hand, ek staan met die wete dat sy reddende regterhand is daar vir my. In Christus, in 'n moeilike tye, onthou, God gee genade. Hy gee redding, dit is genade. Hy gee vergifnis, dis genade. Hy gee uitkoms, dis genade. Hy gee voorsiening, dit is genade. Hy gee dit omdat hy ons lief het, nie omdat ons wonderlik is nie. Dat hy jou lief het, gee hy vir ons genade. Ek kan vanmôre die vraag vra, wat steel jou vrede? Wat steel jou vrede? Wil ek lees die verhaal van die Titanic. Hulle bou 'n skip en hulle sê hierdie ding iets unsinkable. Hy gaan nie sink en daar's mense wat selfs skryf, selfs God, dis wat geskrywe was. Selfs God kan hom nie laat sink nie. En wie God wat tot 'n ysberg gemaak het. Dat daai skip sink, daai ysberg tref. En van 2200 tot 250 passasiers oorleef 711. Daai 711 het God se genade op 'n ander wyse ervaar. En dink ek kan nie sê dat dit so is nie. Dan dink ek sê van daai 711, hoeveel van ons saak was met God reg en hoeveel nie. Ek wonder nie. Van daai ander klomp wat gesterf het, wonder ek dieselfde ding. Hierdie ouens het gehad en het gery en het gevaar en het vrede gehad want die was vakmanskap, die wonderlike ingenieursvermoë en al hierdie goeders. Hierdie skip is nou die ding. Ons almal ken die verhaal van die Titanic. Hy lê ergens in die seebodem met roesters wat nog nie uitgaan het. Ek sien my broer en my suster, sonder die genade van God kan ons nie gaan nie. Maar die deel van God se liefde, barmhartigheid vir jou en vir my is die feit dat God is genadig en sy genade is ons deel. En ons kan daarop staan. Wie wat is genade? Ek hoef nie na 'n priester te gaan
om te sê, offer asseblief vir my hierdie duifie of hierdie lammetjie of iets, dat ek net vergifnis kan kry, dat ek net vrede kan kry in my hart, dat al hierdie sonde van my uitgewis is. Nee, genade is dat die voorhangsel het geskeur, en Jesus het vir ons verdien die reg om tot God die Vader te nader, tot 'n troon van genade te nader, en daardie God wat jou liefhet en wat my liefhet, wat jou by die naam geroep het, wat jou ken, wat sy seën gegee vir jou, sê my genade wat vir jou genoeg is, sal jou deurdra, sal jou help in jou krisis, sal jou help in jou omstandighede. Wat steel jou vrede? Ek wil vir jou sê, ek dink dat hoe klein wees en hoe groot wees, dit sal jou vrede steel, as jy vergeet, dat jy leef en jy staan in die genade van God. Wie wat is genade? Hy sê, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uitred en jy moet my deurgee. Wie wat is genade? Hy sê, werp jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. My kinders sê, pa, wie is my bekommernis, en sê my kind, ek bid saam met jou. Want ek kan nie altyd vir hulle gee nie. Maar weet wat, as niks by God onmoontlik nie. Dis nie vir hom onmoontlik om jou hart te ken. Dis nie vir hom onmoontlik om jou siel, jou gees en jou hele wees te ken. God ken dit. En omdat hy jou ken, maak dit nie dat hy jou nie lief het nie. Hy het jou lief gehad toe jy gevorm is in jou moeder se skoot. Hy het jou lief gehad toe jy daar spreekwoordlik by die varke gesit het. Hy het jou lief gehad daai oomblik wat jy besef het, ek het berou, ek het verkeerd gedoen. Hy het jou lief gehad daai oomblik wat jy na hom toe aangekom het en het gesê, ek sal vir jou kleer met status en eer. Status is nie 'n ding wat ons koppel in 'n posisie en ek dink, wat ek doen, status is my posisie in Christus. En weet wat is die wondere van God? Hy het ons almal ewe lief by dieselfde prys betaal vir elkeen van ons. Nie een van ons is beter as ander nie, ons is almal gelyk voor hom. Ek sê baie keer, die artikel, die waarde van die artikel word deur sy prys betaal. Christus het weer sy prys vir elkeen van ons. Hy het ons lief. En omdat hy ons lief het, bewys sy genade aan ons. En sy genade moet vrede in jou hart en jou gemoed bring. Dan vra ek jou hieroor afstaan, wat steel jou vrede? Jy vanmorgen sê ek nie vrede nie. Dan vra ek, hoe moet jy nie vrede nie? En dan kan jy met op antwoord gee, jy kan sê, ek is bekommerd. Ons is almal bekommerd. Ons almal dinge wat ons bekommerd maak. En bekommernis is nie vir die probleem nie, maar in ons bekommernis moet ons nie vergeet dat ons staan as kinders van God in 'n Vader se huis wat ons liefhet, wat omgee vir ons onder sy genade nie. Terwyl ek bekommernis het, moet ek ook net erkenning daarvoor hê, dat ek my bekommernis na die Here toe bring, en dis wat hy vir ons sê, daar in die woord van die Here. Werk jou bekommernis op hom. Dit beteken nie, as die Here is my waar is nie, Here is my bekommernis nie. Nee, dit beteken, jy gaan na die Here en sê, Here, ek is bekommerd oor my gesondheid. Here, ek is bekommerd oor my finansies. Here, ek is bekommerd oor my kinders. Here, ek is bekommerd hieroor en daaroor. En dis die goed wat my vrede steel. Daardie vrede wat Christus gesê het, ek gee dit. Daardie seën wat uitgegaan het met die kinders, met die geliefdes, wat sê, ek sal julle trou behoed en bewaar, ek sal vir julle versorg, ek sal julle beskerm, ek sal julle deurdra. Here, daai genade, ek wil daai genade staan met my bekommernis en sê, Here, gee my vrede daaroor om te weet, is die God wat uit ons gee. Is die God wat 'n verskil maak. Sê, dankie. Dankie. Dan ek dink na die teksvers wat sê, ons kan die Here vra, en dit wat ons vra kan hy vir ons gee. Wat vra ons van? Wat verwag ons van? Dis een ding. Maar die ander ding, as ons van vra van verwag het, dan wil ons kom in daai vrede. Wat sou er gebeur as daai verlore seun gekom het en gesê, nou Pepet, ek wil nog my pa môre my klere gaan terugvat, my ringe, my skoene gaan terugvat. Ek wil nog my pa môre my gaan sê, hoor, sal jy moet nou maar raad my dienstnerm te gaan bly. Hy het nie bekommernis daaroor gehad, want hy die Vader vertrou.
En dis waar ons baie keer worstel en stry en swaar kry. Ons vertrou nie altyd nie, want ons kyk na die omstandighede, ons kyk na die probleme, ons kyk na die grootheid van die probleme. Nee. Iemand het eendag 'n ding gesê met, moenie jou God vertel net hoe groot jou probleem is, jy vertel die probleem hoe groot jou God is. Ek sê vanmôre vir jou, my broer en my suster, jy is 'n geliefde van God. En as 'n geliefde van God, deur Christus Jesus is jy 'n kind van God. En as kind van God, klee hy jou in 'n spesifieke plek, 'n ereplek. Kom ons sê spreekwoordelik in sy gesin, in sy huis. En omdat jy daar is, kan jy aanspraak maak op sy beskerming, sy voorsiening. En kan jy jou goedjies na hom toe bring en sê, Here, hier is dit. Herstel my met vrede. Herstel my met vrede. Dis verseker nie gepas om dit te sê nie, maar laat ek dit maar sê. Kursgesof sin. Skryf 'n liedjie. Weer Bobby. En hy sê in hierdie lied, sê hy, and freedom is just another word for nothing left to lose. Ek is vryheid. My pa het baie keer net gesê, jy wil vra hoe gaan dit, dan sê hy, nee, dit gaan goed, daar gaan ons niks om oor te kla nie. Maar bedoel ek nie, niks in omstandighede nie, ek bedoel, wat is dan waaroor ek worry? Nie aardse goeders nie. Maar die punt is net dit, ons het baie keer vryheid, as ons net besef, maar wie wat ek het is net genade. En is die genade van God wat my deurdra, is die genade van God wat maak en ek vrede het. Hier is ek. Ek is vry. Nie maar ek nie noodwendig iets het om te verloor nie, omdat ek alles het om te wen deur God. Want God is met my. Ek dink as ons daai gedagte kan vat en besef, ek is 'n geliefde van God, ongeag of ek verwerklik is, ongeag wat ek ook al in my lewe gedoen het, soos 'n verlore seun, wil hy my omhels, sit hy my terug in my huis, kleer my met status, kleer my met eer, geef my identiteit terug as kind van God, as ek dit dalk verloor het, en geef my skoene aan my voete, om te wys dat ek is nie 'n slaaf nie, maar ek is kind. En as kind kan ons Vader vra wat ons nodig het. Kom ons bid saam. Vader, ek vra vanmôre dat U ons dag na dag bewus sal maak van U genade. Newton het geskryf, genade onbeskryflik. Here, dit is so waar. Ons kan staan op genade onbeskryflik. Ons kan staan daarop dat ons genade, wat nie ons reg is nie, verkry ons vanuit U liefde. U is die een wat ons tegemoet kom. U is die een wat daai Vader en Seun tegemoet gaan vir ons tegemoet kom. Here, U ag dit nie vernederend om na ons as mense toe uit te reik nie. Al is U dan ook 'n almagtige God, skepper van hemel en aarde, reik U na ons toe uit. Stuur die Seun. Here, ek gee vir ons versekering, U genade is ons genoeg. Ek vra vandag, Here, geloof in elke hart, elke gemoed. Elkeen van ons se lewe, dit is dag na dag, ten spyte van omstandighede dan, sal onthou, die genade van God is daar om my leer te dra. Is daar om my pad te loop, my te help. Die Here gee dit daai bewustheid van die genade, vrede in elke hart en gemoed sal bring. Kalmte sal bring. Vra in Christus naam, dankie daarvoor. Amen. Kom ons staan ons.